graad 7 wiskunde, desimale breuke, gewone breuke, asook 'n persentasiebreuk. Bereken die volgende breuk. 20% beteken dis 20 oor 100. Van beteken maal. 60 kan ons op 1 sit, want op 1 beteken dit is 'n heelgetal of 'n telgetal. Wat ons dan volgende doen, ons kan die nulle uitkanselleer, 2 nulle bo met die 2 nulle onder. Dan gaan ons hom gewoonweg maal. 2 maal 6 gee vir my 12, of jy kan ook skryf 12 op 1. Dis dieselfde. Kom ons beweeg na die tweede sommetjie. 60% van 90 is 60 oor 100 en van beteken maal 90 oor 1. Ons kanselleer die nulle uit, 2 nulle bo en 2 nulle onder, en 6 maal 9 gee vir my 54. Kom ons beweeg na die laaste sommetjie. 90% van 49 beteken 90 oor 100, die van is maal 49 oor 1. Ons kan hier ongelukkig net 1 0 uitkanselleer, so ons sê 9 maal 49 is 441 en 10 maal 1 gee vir my 10. En op die ou end, as ek sê 441 gedeel deur 10, is dit 44,1. Desimale breuke. 1,573 beteken die 1 wat vooraan staan, beteken is 1 hele. 573, alles agter die komma, skryf ons bo neer. Daar is 3 getalletjies agter die komma, 1, 2, 3 getalletjies. Dit beteken onder gaan daar 3 nulle wees, so dis 1 hele 573 oor 1000. Kom ons skakel die volgende breuke om in desimale breuke. 78 oor 100, dit beteken, dis 0,78. Hoe toets ons of dit reg is? Daar's 2 nulle in die 100, dit beteken daar moet 2 getalle na die komma wees. 66 oor 100 beteken 0,66. So kyk ons ook nou na 6 oor 10, dit beteken is 0,6, daar's 1 0, so 1 getal na die komma. 3 oor 10 gee vir my 0,3, 1 0, 1 getal na die komma. Dan kyk ons ook na die laaste 2, 565 oor 1000, beteken is 0,565, 3 getalletjies na die komma, 3 nulle. 643 gedeel deur 1000, beteken is 0,643, 3 getalle, 3 nulle. Ons gaan nou alles saamvat wat jy geleer het, en dit gaan ons doen deur 'n tabel te voltooi. Die eenvoudigste breekvorm, 'n breek, 'n desimale breek en persentasie. Ons gaan hierdie onderste spasie gebruik om alles uit te werk. 3 op 10 kan ook wees 30 oor 100. Hoe het ek dit gekry? Ek het gesê 3 maal 10 gee vir my 30. Dan ook wat ek bo doen, moet ek onder doen. So 10 maal 10 gee vir my daardie 100. Dan gaan ek nou desimale breuke toe en persentasie. 30 oor 100 sê alreeds vir my, dit is 30%. Dit beteken, dis 0,30. Die volgende ene is 60 oor 80. Dit beteken ons moet hom eers in sy eenvoudigste breekvorm kry. Hoe gaan ons dit doen? 60 oor 80. Kom ons deel bo met 5 en onder met 5.
of ons kan selfs die 2 nulle uitkanselleer, dan het ons 6/8, wat ook dan beteken, ons kan die 6 deel met 2, dan kry ons 3, en ons kan ook die 8 deel met 2, dan kry ons 4. Dit is in sy eenvoudigste vorm, so dis 3/4. As ek 3/4 het, dan weet ek dit is 75%, en 75% word in desimaal geskryf as 0,75. As ons 0,647 as 'n breek moet skryf, is dit 647/1000, wat ook beteken, dit is 64,7%. 674 is ook die eenvoudigste vorm wat ons kry vir hierdie breek. 96% het jy vir jou toets gekry. Dit beteken die breek is 96/100, en dit sê ook dis 0,96 in desimaal. Kom ons probeer hierdie breek nou vereenvoudig. So ons wil 96/100 vereenvoudig tot in die eenvoudigste vorm. As ek 96 het en ek deel deur 2 bo, moet ek deel deur 2 onder ook, want wat ek bo doen, doen ek onder, en wat ek onder doen, doen ek bo. So 96 gedeel deur 2 gee vir my 48, en 100 gedeel deur 2 gee vir my 50. Ons kan dit nog kleiner maak en vereenvoudig. Ons kan 48 gedeel deur 2 weer, en 50 gedeel deur 2. 48 gedeel deur 2 gee vir my 24, en 50 gedeel deur 2 gee vir my 25. Dit beteken, is 24/25 is sy eenvoudigste vorm. Kom ons doen die laaste enetjie saam. 50% word in desimaal geskryf as 0,5. Dan as 'n breek word dit 50/100 geskryf. En dan ook sy eenvoudigste vorm, as ek 50/100 het, kan ons die 2 nulle uitkanselleer, so dit gee vir my 5/10, wat dan ook is, 5 gaan in homself in 1 keer, en 5 gaan in 10 in 2 keer. So wat het ek eintlik gedoen? Ek het bo gedeel met 5, en ek het onder gedeel deur 5. So die eenvoudigste vorm van 50% en die eenvoudigste breek is 1/2.